dankie dat ons vandag ons voete stewig kan plant in hierdie magtige eerste verse van die Johannes Evangelie. Ons bid dat U deur die Gees ons geestesoë so sal verhelder, dat ons U hart hierin kan raak sien. Open asseblief U woord vir elkeen van ons. Amen. Ons lees saam uit Johannes 1 verse 1 en 2. In die begin was die woord daar, en die woord was by God. Die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Jesus is nie 'n skepsel of 'n nagedagte nie. Hy is die ewige God wat van ewigheid af in 'n intieme liefdesverhouding met die Vader bestaan. Het jy al opgemerk hoe Johannes sy evangelie begin? Hy val sommer met die deur in die huis. Hy begin nie by 'n krib of by herders nie, maar vat ons heeltemal terug, verby die skepping, na die verste vroeër wat daar is. Wanneer hy sê in die begin, sê hy vir ons 'n Genesis-bril op ons oë. Maar hy doen dit om te wys dat toe die begin het, die woord reeds klaar daar was. Hy was nie besig met 'n proses van probeer en tref nie. Hy was eenvoudig. Johannes gebruik hierdie term, die woord, om vir ons te sê, Jesus is God se finale selfopenbaring. Net soos jy jou hart vir iemand oopmaak deur te praat, is Jesus God se hart wat vir ons sigbaar geword het. Kyk bietjie saam met my na daardie 3 kragtige stellings in vers 1. In die eerste plek, die woord se ewigheid. Jesus het nie op 'n stadium ontstaan nie. Hy is die ongeskape skepper. En in die tweede plek, sy verhouding. Johannes sê hy was by God. In die oorspronklike taal beteken daardie woordjie eintlik aangesig tot aangesig. Dit vertel van 'n ewige, warm, intieme verhouding tussen die Seun en die Vader. En in die laaste plek, die groot belydenis, die woord was God. Hier is geen grys areas nie. Jesus besit dieselfde goddelike natuur as die Vader. Hy is die standvastige, vakkundige Alfa en Omega, op wie jy jou hele lewe kan bou. In 'n wêreld wat dikwels chaoties en wankelrig voel, kom Johannes en hy sê vir ons, kyk na Jesus. Hy is die een wat was, wat is en wat sal kom. Hy is die getroue meester, die vakman, wat weet presies wat hy doen met jou lewe. As jy vandag besef dat Jesus die ewige God is, wat in 'n aangesig tot aangesig verhouding met die Vader staan, hoe verander dit die manier waarop jy jou eie swakhede en onsekerhede voor hom bring? Vertrou jy vandag op die vakkundige meester wat alles vashou? Here Jesus, U is die ewige woord. Dankie dat U, wat van altyd af by die Vader was, gekom het om sy genade en hoop aan elkeen van ons te openbaar. Ek buig vandag in nederigheid voor U en vra dat U my lewe sal lei op die beproefde pad. Mag U vrede my hart vandag volmaak. Amen.